almal geseënde Sabbat en ons vra dat ons nou saam kan afsluit met die Sabbatgebed. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbatdag wat ons ervaar het. Ons vra dat U asseblief saam met ons wees, waar ons nou die Sabbatdag afsluit boodskap luister. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Okay, tema is, is dit nou regtig so nodig om te vergewe? Ons lees uit Matteus 6 vers 14 tot 15, Nuwe Lewensvertaling. As julle die mense vergewe wat teen julle oortree, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortreding vergewe nie. Matteus 6 vers 14 tot 15, Nuwe Lewensvertaling. Ons mense hou tog so baie daarvan om oortreding teen mekaar op te teken of, soos die dowe sê, 'n barrier vir later gebruik. Dis mos altyd so lekker om vir iemand te sê, omdat jy my 10 jaar terug seergemaak het, gaan ek jou nou seermaak met dit wat ek nou sê, of dit wat ek nou aan jou gaan doen. Maar as ek kyk na die bogemelde teksvers, lyk dit vir my nogal of Jesus presies teenoorgestelde houding beveel, en dat hy baie aandag is daaroor dat as ons nie vergewe nie, ons ook nie vergewe sal word nie. Hoe vergewe God ons? Kom ons kyk na die Bybel. Loof die Here, hy vergewe al jou sonde. So ver as die ooste is dit van die weste, so ver verwyder hy ons oortrede van ons. Psalm 103 vers 3 en 12, Nuwe Lewensvertaling. Ek het jou sonde weggevee, soos 'n wolk verdwyn. Keer terug na my toe, want ek het dit prys betaal om jou vry te koop. Jesaja 44 vers 22. Ek sal julle reine van al julle Ek sal julle reine van al julle sonde skuld, waarmee julle teen my gesondig het. Ek sal al julle sonde skuld vergewe, waarmee julle teen my gesondig en teen my oortree het. Jeremia 33 vers 8. God sê juist in die Bybel baie duidelik dat hy, nadat ons tot inkeer gekom en om vergifnis van ons sonde te vra het. Maak nie saak wat dit was nie. Ons dit vergewe, en in 4 ander Bybelverse in die Bybel word dit baie duidelik gestel dat hy nooit weer daaraan dink nie. 'n baie duidelik geval juist van vergewe en vergeet. Maar
Ons mense sê so maklik, maar jy verstaan nie hoe seer hy my gemaak het nie. Weet jy, dit maak werklik nie saak nie. Verstaan jy nie hoe seer jy al vir Jesus gemaak het nie? En hy het jou vergewe onvoorwaardelik. Ag, maar is die Bybel regtig so ernstig hieroor? Dan ek nie maar soms teen iemand hou as so 'n klein ou wapentjie om later teen hom te gebruik nie? Weet jy? Nee, ons mag nie. En as ons dit waarlik liefde van Jesus in ons het, wil ons ook nie. Want ons probeer weer soos wat Jesus was. Met ander woorde, iemand met onvoorwaardelik liefde. So sien ons ook in Lukas 17 vers 4 tot 5 dat Jesus as volg bepaal. En as jou broeder teen jou sonde, bestraf hom en as hy berou kry, vergewe hom en as hy 7 maal op 'n dag teen jou sonde en 7 maal op 'n dag na jou toe terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Ek maak baie duidelik dat in hierdie laaste sin staan, moet jy hom vergewe. Dit is juist duidelik nie 'n geval dat ek 'n keuse het om ek daardie persoon wil vergewe nie. God bepaal jouself dat ek verplig is om daardie persoon te vergewe, ongeag wat sy of haar oortreding teen my was. Daardie waarheid word nog een herhaal in Kolossense 3 vers 13 tot 14 wat duidelik bepaal: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos 'n Christen julle vergewe het, so moet julle ook doen. Weer is dit duidelik dat die vergifnis nie 'n keuse is wat ons kan uitoefen nie. 'n Christen verwag dat ons mekaar moet vergewe, ongeag die nadeel wat ons ly, soos hy ons vergewe het. Hoe het hy ons vergewe? Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Dit jy waarvan wie hierdie volmaakte vergifnis moet ek daarna streef om myself te bekleed met hierdie selfde Christenliefde. Is ek en jy regtig bereid om daardie persoon wat my aan een of ander rede baie seer gemaak het, wat my afgebreek het en my verneder het voor ander mense of menige kollega die werk of daardie werkneming wat my besigheid onder my uitgetrek het,
of daardie man wat my dogter verkragt het, of die dronkaard wat met 'n motor my kind se lewe verwoes het, en so meer en so meer en so meer, aan die kruis te sterf. Verseker nie, sal ongou sê. Ek wil eerder sien dat jy daardie persoon opgesluit word, of sal ook verneder word, of vernietig word, vir dit wat hy my aangedoen het. Ons wil altyd self wraak neem. En tog, dit is nie wat Jesus van ons verwag nie. Maar julle breek nie die liefde. Moenie julle breek nie. Geliefdes, maar gee plek vir die troon, want daar is geskrywe, aan my kom die wraakstoel. Ek sal vergeld, spreek die Here. Romeine 12 vers 19. Die boodskap verduidelik so mooi. Laat staan al julle wraakplanne, my liewe broeder en suster. Dit pas glad nie by die gelowige nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immer in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf. Ek sal die wraak neem, sê die Here. Wat verwag Jesus dan van ons? In Efesiërs 4 vers 32 staan dit so mooi duidelik. Wees eerder vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Nee, maar dit onmoontlik om hom te vergewe, of om te vergeet wat hy aan my gedoen het. Sê my, is ek en jy 'n groter of belangriker as God? Sê my verder, weeg dit wat daardie persoon aan jou gedoen het, enige sin op aan dit wat jy en ek die afgelope aantal jare in ons persoonlike lewe elke dag aan God gedoen het? As God juist bereid is om my en jou te vergewe vir alles wat ek en jy aan hom gedoen het, en nooit weer daaraan te dink nie, wie is ons om te weier om ons medemense te vergewe? Sou ons weier om te vergewe en te vergeet, soos God dit baie duidelik doen, sê ons jy definitief vir God dat ons dink dat ons beter as hy, groter is as hy, of ons self nie noodwendig eers verbondig aan sy Bybelse opdragte nie. Nee, wat daardie opdrag is, moet nie op my van toepassing nie. Lees asseblief mooi op dat vergifnis nie 'n proses is waardeur ons gaan nie. Vergifnis is iets wat ons
oomblik moet doen. Ek kan nie persoon wat my verneder het of dit nie te nagekom het of gemaak het, vandag so 'n klein bietjie vergewe vir dit wat hy my aangedoen het. Môre so 'n bietjie meer en oormôre en dan dag daarna totdat ek uiteindelik voel ek het hom nou genoeg vergewe nie. Dit werk nie so nie. As ek vergewe ek en klaar. Want so het God my en jou vergewe. Ons almal ken die baie bekende gedeelte uit die Onse Vader gebed wat lui: en vergeef ons skuldig, net soos ons ook ons skuldenaar vergewe. Kom ons hierdie sin net vir 'n oomblik 'n bietjie andersom. Vader, ek het my skuldenaar net so 20% vergewe. Vergewe u my dan ook maar net so 20% asseblief. Men klink dit die volgende nie dalk beter nie. Vader, ek het my skuldenaar vandag almal 100% vergewe. Vergewe u my ook 100% asseblief. Maak nogal 'n verskil om so daaraan te dink, né? Die keuse lê weer eers by ons oor hoe ons wil hê God ons moet vergewe. Heeltemal of glad nie. Want jy sien, daar is nie tussenin nie. Met 'n ware geestelike vervulling van God vrugte, liefde in ons, sal ons nie ander kan as daardie ander persoon wat teen ons opgetree het te vergewe nie. Kom ek sluit af met die woorde van 1 Johannes 1:9 wat dit so mooi stel. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Kom ons bely ons sonde elke keer voor God. Ons aanvaar sy vergifnis. Ons opbou om teen hom te sonde. Ons lewe soos hy wil hê ons moet lewe. En kom ons vergewe ook ons medemense as hulle teen ons opgetree, soos hy van ons verwag, onvoorwaardelik. Kom ons besang. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat u my sonde kan vergewe. So moet ek ook ander mense te sonde kan vergewe, wat my seer gemaak het, wat my sleg gesê of wat my te na aangekom het teen my. Here, vergewe elke een en ons vra dat u asseblief die liefde kan uitstraal, dat ons mekaar kan
omhou en weet die lewe is kort en mag ons lewe kan regmaak voor dit te laat is. Want ek wil vergifnis van u ontvang. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Mag julle 'n mooi lewe kan lei en ons sê dankie. Bye bye.